Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. En ja, ons is by Johannes 20 vers 1 tot 10. En vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie, maar toe Simon Petrus wat hom gevolg het daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê, en die doek wat oor sy kop was. Die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan, en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Geliefdes, wonderlike gedeelte, né? Ons geloof is gebou op hierdie waarheid. So, die eerste dag van die week is natuurlik Sondag, en so terloops, dis hoekom al die Christelike kerke op 'n Sondag by mekaar kom, en nie op die Sabbat wat die Saterdag is nie, want ons vier nie meer die Ou Testamentiese Sabbat nie. Elke liewe Sondag, en dis die geheim wat jy eintlik moet hoor en onthou. Elke liewe Sondag vier jy die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dood. Die kerk het van die begin af dit so gedoen, van die eerste kerk af. So, dis nie maar net Sondag, hè. Ek wil nie wanneer dit nou Sondag is, en onthou maar, ons gaan normaal aan met ons eredienste, laat ek nou maar sommer dit inkry. 8 uur in Eskort, 10 uur in Mooirivier en 5 uur in Wenen. Maar elke Sondag, so ook hierdie Sondag, dan vier ons die opstanding van ons Here Jesus Christus. Nee, so daai Sondagoggend nog vroeg, dit was nog donker. Ja, en Maria Magdalena se hart was dit ook maar donker. En sy gaan graf toe, want die Sabbat is verby. En nou kom sy daar en sy sien die klip is verwyder. En sy gaan na Simon Petrus en die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het, dis natuurlik Johannes, en haar enigste logiese verduideliking, enigste ding wat kan sin maak, is iemand het hierdie liggaam kom steel. Ek meen, dis nou nie erg genoeg dat die Jode hom gekruisig het en nou onteer hulle hom deur die liggaam te kon steel, nadat ons in die vorige hoofstuk gelees het van die sorg wat daar gebruik is, en die diergoed waarmee sy liggaam gesalf is, letterlik 'n koninklike begrafnis met die eer wat daarby pas. En nou hierdie absolute ding, haar enigste verduideliking is dat iemand het sy liggaam gesteel. Die disipels hardloop natuurlik nou soontoe om te gaan kyk, en nou word vertel dat Johannes bietjie vinniger gehardloop het as Petrus. Hy was nou maar 'n beter atleet geweest, maar hy stop toe hy by die graf kom. Petrus natuurlik nie, tipies sy aard, hy voeter binne. En nou gaan die ander disipel ook in. En nou sien hy, maar hier lê dan die linnedoeke, en daar is die doek wat oor sy kop was, en dis netjies opgerol. Ek meen, mense wat 'n graf roof, dan is dit chaos. Ek meen, die van julle wat hulle weet, as hulle al by jou ingebreek het. Dis totale chaos, jou plek is in 'n toestand. Hier is die goed netjies, hierdie is nie die werk van grafrowers nie. Iets anders het hier gebeur. En is wonderlik dat die woord wat so groot rol speel in Johannes se evangelie. Daar staan dat hy het toe binne gegaan en hy het gesien en geglo. Ons weet eintlik nie presies wat hy geglo het nie, né? Ons staan net hy het geglo.
Want net die volgende versie, hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dood moes opstaan nie. So, hy verstaan nie, maar hy glo. En Johannes wil eintlik vir ons iets daardeur leer. Daar's baie goed in hierdie lewe wat ek en jy nie gaan verstaan nie. Ons gaan goed sien en dit gaan nie sin maak nie, ons gaan nie verstaan nie. Maar die Bybel roep ons nie op om te verstaan nie. Die Bybel roep ons op om te glo. En vir Johannes is dit baie belangrik. Ek en jy glo in die Here Jesus Christus. En dan vir my 'n baie vreemde ding is, verstaan, nou gaan hulle weer huis toe. As ek môreoggend verder gaan lees, gaan ons agterkom, hulle het Maria net daar gelos. Maar hulle gaan nou huis toe. Mense reageer vreemd. En die disippels het vreemd gereageer. Want hulle het nie geweet wat gaan aan nie. So kom ons oordeel hulle ook maar nie te hard oor dit nie. Kom ons verlekker ons in hierdie hoofstuk en dit wat ons verder aan gaan lees. En die mooi van dit. En kom ons leer nou maar net uit hierdie hoofstuk uit hierdie paar versies van vanoggend. Dat elke liewe Sondag vier ons hierdie wonderwerk van hulle wat daar by die graf gekom het en die graf was leeg. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Dankie dat ons dit mag lees. En ja, Here, dankie dat ons dit elke Sondag mag vier. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.